Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om hier saam met u te kan wees in hierdie oggend, waar ons ook weer dink aan die kruis en hoe ons verlosser vir ons sy lewe ook gegee het. Geliefdes, as voorsang kan ons net so sit, dan sing ons saam Gesang 19. Gesang 19 gaan ons sing vers 1. Hy het net die een vers, maar ons gaan hom 2 keer deursing. Ons het vanoggend nie 'n orgelis nie, so ons gaan saam met die agtergrondmusiek sing. Luister asseblief mooi daarna, maar ons sing ook Gesang 19 2 keer deur terwyl ons net so sit. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed en nadat ons die stilgebed gedoen het, gaan ons saam sing die Onse Vader Gesang 95. Ons gaan dit staande doen waarna jy staande kan bly vir die fotum en die seën. Na die seën sing ons saam Gesang 29. Gesang 29 daarvan vers 1, 2 en 3. Grote God, aan u die eer, heerlik is waar u regeer. Gesang 29 daarvan al 3 die verse as lofsang na die fotum en die seën. Liefdes, maar kom ons word dan net so stil en ons kom in gebed voor die Here staan in hierdie oggend. Amen.
Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die samevatting van die wet, soos wat ons dit vind in Matteus 22, en nadat ons na die samevatting van die wet geluister het, gaan ons as skuldbelydenis sing, Gesang 69, Gesang 69 daarvan vers 1 en vers 2, Jesus rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan, vers 2, en ek self, wat kan ek doen, om my sonde te versoen, nog gebede, nog geween, kan my red, Heer, U alleen. Gesang 69, daarvan sing ons saam vers 1 en vers 2, nadat ons na die samevatting van die wet geluister het. Nadat ons dan ons geloof bely het in hierdie oggend, gaan ons saam sing Gesang 186, Gesang 186, en ek sal die verse afkondig, nadat ons ook ons geloof bely het in hierdie oggend. Gesang 186, Gesang 186, na die belydenis van ons geloof. Geliefdes, kom ons luister nou na die samevatting van die wet wat die Here Jesus self vir ons gegee het in Matteus 22. En toe die Fariseërs hoor dat die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart,
met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes, kom ons sing saam Gesang 69 vers 1 en 2. Ons lees in Johannes 3 vers 16 tot 18 oor die genade van ons Here Jesus Christus. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Liefdes, daarom aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, aan hom verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat hy toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy ook in die sonde volhard. Geliefdes, maar in Johannes 3 lees ons van die genade van die Here en hoe hy sy seun gestuur het en hoe elkeen wat in hom glo gered is en nie veroordeel nie. En daarom kan ons hierdie geloof, hierdie ontwyfelbare geloof in hierdie oggend bely en ons doen dit deur die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons sing dan nou saam Gesang 186, daarvan verse 1, 4 en 5.
Geliefdes, in hierdie oggend spreek die Here met ons uit Lukas 23 uit. Lukas 23 en ons gaan saam lees vanaf vers 26. Die fokusvers vanoggend is vers 26. En toe hulle hom weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene wat van die veld afgekom het en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra. Ons gaan lees Lukas 23 vanaf vers 26 tot en met 49. En toe hulle hom weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene wat van die veld af gekom het en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra. En 'n groot menigte van die volk het hom gevolg en vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê: Dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julleself en oor julle kinders. Want daar kom dae waarin hulle sal sê: Gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê: Val op ons, en vir die heuwels: bedek ons. Want as hulle dit doen aan die groenhout, wat sal met die droë gebeur? En daar is nog 2 ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. En toe op die plek kom wat hoofskerel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê: Ander het hy verlos. Laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê: As u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters: Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê: As u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê: Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons daar, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus: Dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom: Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur het, het hy God verheerlik en gesê: Waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het van ver gestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. Liefde, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, hoe wonderlike voorreg is dit nie om vanoggend weer voor U te mag wees. Om in afhanklikheid, nederigheid voor U te mag staan, Here, ook op hierdie dag wat ons terugdink aan die grootste genade wat U aan ons getoon het. Dat die Here Jesus Christus aan die kruis gehang het. Dat hy ons plek geneem het, deur sy liggaam wat gebreek is, sy bloed wat gevloei het
vir ons die redding gebring het. Here, ja, help ons om meer so Simon van Sirene te wees. Om die kruis te dra, met die wete dat ons nie daarop hoef te hang nie. Here, dankie dat U self met ons hier is. Dat U in ons midde is, van daar waar 2 of 3 in U naam vergader, daar is U self teenwoordig, en daarom kan ons bid, Here, spreek U nou met ons elkeen, spreek dat ons die woord kan hoor en die boodskap kan ontvang wat U vir ons wil gee. Maar werk so met die Gees in ons harte, dat dit nie leefwoorde sal wees nie. Maak dit so in ons harte, dat ons die boodskap van Paasfees sal uitdra. Dat ons sal besef, dat ons moet die kruis dra, maar dat ons nie aan hom hoef te hang nie. Here, dankie vir daardie genade, en dankie dat U vir ons so lief is, dat U neerbuig tot ons ou klein nietige mense. Spreek, Here, spreek, want die diensknegt en die diensmagd luister. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die stad Jerusalem is aan die gons. Al die Jode het opgetrek van heinde en verre na Jerusalem om die Paasfees te kom vier. Al die voorbereidings is gedoen en alles is gereed, die Pasga kan maar aanbreek. Maar binne in die stad Jerusalem is daar iets groter, iets baie belangriker wat besig is om te gebeur, en dit gebeur baie vinnig. Jesus is gevange geneem en na die paleis van die owerpriester geneem. Dis daardie aand wat Petrus langs die vuur gaan staan om homself warm te maak, dieselfde aand waarin hy vir Jesus verloon. Die oggend vroeg word hy vanaf die owerpriester geneem na die Sanhedrin, of dan die Joodse raad, waar die Jode hom veroordeel en eintlik sê dat hulle hom wil doodmaak, maar omdat hulle nie die reg het en nie mag het nie, wil hulle hom nou na Pilatus toe stuur. Kort nadat hy voor die Joodse raad verskyn het, staan hy voor Pilatus, en Pilatus vra die vraag, hy doen die ondersoek om vas te stel of is daar skuld in hierdie man. Dit gebeur vinnig, binne ure op mekaar wat hierdie dinge plaasvind, en ons vind daar's 'n haastigheid in die Jode om vir Jesus te vervolg. 'n Haastigheid wat ons verstaan, omdat daar in Jesus geen skuld is nie. Hulle weet dit, en daarom wil hulle probeer om hierdie magdom Jode wat saamgedrom het binne in Jerusalem te gebruik, om Pilatus te forceer om te doen wat hulle wil. En die sien, Pilatus is bang. Pilatus sien dat as die Jode wil opstaan, hulle dit maklik sal regkry, daarom probeer hulle om te intimideer. Dit was ook hierdie tyd van die jaar wat die Romeinse ryke tradisie gehad het, waar hulle een van die Jode gelos het wat gevange geneem is, en is deel van die gebruik gewees dat hy hulle keuse sou gee, en hy stel die keuse, wil julle hê Jesus met geen skuld, of Barabbas, die moordenaar, die misdadiger, moet vrygelaat word? En die keuse word uitgeoefen, los Barabbas, kruisig vir Jesus, alles goed wat deel kry van die vernedering van Jesus. Ons moet wel besef dat die gebeure wat plaasgevind het, vinnig gebeur. En in hierdie paar ure wat plaasvind, sien ons dat Jesus gegeesel is. Hy's geslaan, hy's gespoeg, gespot, hy is afgebreek, sy liggaam is so vernietig dat hy nie eers die kruis kan dra nie. Hoe lyk die kruis? Het u al gedink aan die kruis waaraan Jesus moes hang? Dis nie sommer ou 2 ligte plankies wat aan mekaar vasgeslaan is nie. Nee, dit was groot stukke hout, swaar stukke, soliede stukke hout, wat die groot massa van 'n volgroeide man moes kan dra. Dit was swaar gewees, en deel van die straf was dat jy daardie kruis op jou skouer moes dra, tot by die plek waar jy gekruisig word. Kruis was ook nie afgewerk nie, dit was nie mooi glad geskuur nie, dit was growwe hout gewees, met skerp hoeke, met splinters wat steek.
Dit het in jou vleis op jou skouer ingeboor, dit het jou gesny en seer gemaak. Dit alles terwyl jy die spot en die vernedering van die skare mense moet beleef. Want ons moet besef, Jesus dra die kruis van die plein van Jerusalem, daar wat gewoonlik in die middel van die dorp was, waar Pilatus hom verhoor het, deur die hele stad se strate tot aan die buitekant van die mure van Jerusalem. En dit was nie in die geheim gedoen nie, nee, daar was 'n bohaai gemaak. Kom kyk na die man wat gekruisig word, beskou hom, spot hom, verneder hom. So het die kruisiging 'n fisiese afbreek, maar ook aan die ander kant 'n emosionele, 'n geestelike afbreeking van die mens gehad, om seker te maak jy's in die diepte van die persoon verneder. Maar selfs voordat Jesus sy kruis kan dra, voordat daar skuld gevind is in hierdie man, word hy so vernietig, hy word so geslaan, so afgebreek, dat hy nie in staat is om sy eie kruis te dra nie. Daarom lees ons in vers 26, en toe hulle hom weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene wat van die veld afgekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. Nou van Simon van Sirene weet ons nie baie nie, ons weet wel dat hy 'n Jood was. Ons weet dat hy die vader van Alexander en Rufus was, 2 seuns wat uiteindelik in die gemeente in Rome baie groot rol gespeel het, maar hierdie Simon van Sirene word die eerste getuie van die kruisiging. 'n Betroubare getuie, want hy was deel daarvan gewees. Ons lees dat Simon op pad was terug na Jerusalem, toe terug uit die veld uit. Waar die veld was, aan wie die veld behoort het, wat hy daar gedoen het, is nie belangrik nie. Dis belangrik om te besef dat hierdie Jood op pad terug in Jerusalem is om die Pasga te gaan vier. Op pad in die stad neem die soldate hom en hulle sit Jesus se kruis op sy skouer en hulle forceer hom om 'n vreemdeling se kruis te dra. Nou dink jy vir 'n oomblik in dat dit jy is. Jy's 'n Jood. Nou moet jy die kruis van die man wat veroordeel is as die vyand van die Jode dra. Dit moes vernederend gewees het vir hom, en dit is daarom deel van hierdie geestelike en emosionele afbreeking ook van Simon. Dit alles terwyl die kruis in sy skouer insny en hom seermaak. Dit vir 'n vreemdeling. En hy dra die kruis tot buitekant Jerusalem, daar by die plek wat genoem word die hoofskedel, of in Hebreëus Golgotha, die plek wat bekend was vir teregstelling, waar hulle al die misdadigers doodgemaak het. Dit moes vir Simon angstig maak. Op pad met die kruis op die rug, na die plek van die dood. Sonder 'n vonnis, sonder 'n verhoor. En tog, as hy by Golgotha kom, dan word Simon nie aan die kruis gehang nie, Jesus hang aan die kruis. Hierdie is 'n stukkie inligting wat baie mense nie oordink nie. Dis iets wat ons sommer net oorlees. En tog, geliefdes, moet ons besef dat dit belangrik is. Vir God was dit so belangrik dat hy in 3 van die 4 evangelies beskryf hoe Simon van Sirene die kruis van Jesus dra. En dit moet veroorsaak dat ons mooi oor hierdie gebeure moet dink. Simon was 'n gewone mens, 'n Jood, 'n sondaar. In der waarheid verdien hy die kruisdood. Vir die sonde wat hy gedoen het, verdien hy om die vloekhout te beleef. Die feit dat hy die kruis gedra het, is 'n voorstelling van hoe dit ons kruis is wat gedra word. Vir elke keer
wat ek in die liefdeloosheid opgetree het. Vir elke keer wat ek teenoor my medemens verkeerd opgetree het, vir elke keer wat ek die wil van God gebreek het, vir elke keer wat ek die sonde doen, is dit my kruis wat ek dra. Hy was so deel van die kruisiging, dat iemand geskryf het dat hy dit met die sintuie van sy liggaam ervaar het. Hy het dit gevoel, hoe die kruis in hom inboor, soos wat hy hom dra. Hy het dit gesien, waar die punt van die kruis die rigting aanwys na die plek van die dood toe. Hy het dit geryk, want hy het die hout hier langs hom gesien, geryk, hy het die dood geryk. Hy het dit gehoor vir die skare mense wat spot. Hy het dit geproe, soos wat die sweet van sy gesig afloop. In die sintuie is Simon daar aan die kruis net so goed soos vasgeslaan. Maar by Golgotha hang Jesus. Die regverdige. Die een sonder skuld. Vir ons. Daarom moet ons mooi dink, geliefdes. Eintlik moes dit ons wees. Die spykers moes ons deurboor aan die vloekhout vas. Ons moes daar op Golgotha sterf. Maar hoor dit, ons dra dalk die kruis, maar Christus hang aan hom. Daarom behoort ons mooi oor dit te dink. Ons behoort in dankbaarheid weer te gaan stil staan. En geliefdes, dis nie die eerste keer wat iemand beveel word om 'n kruis te dra nie. In Lukas 19 vers 23 tot 27 lees ons ook iets hiervan, want Jesus verduidelik hoe lyk dit wanneer iemand hom volg. In vers 23 sê hy, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Jy moet die kruis opneem en hom volg. Inderwaarheid moet jy soos Simon wees. Hy loop die kruispad agter Jesus aan. Hy dra sy kruis. Maar uiteindelik hoef hy nie die kruis dood te sterf nie. Daarom is waar ons loop van uiterste belang. Simon loop nie voor Jesus uit met die kruis nie. Nee, hy kom agter Jesus aan met die kruis, want Jesus word die eersteling van alle dinge. Jesus gaan ons vooruit. Hy gaan hang aan die kruis. Hy sterf, hy staan op uit die dood uit en deur dit kan ons in daardie verlossing leef van sy oorwinning. Ons hoef nie meer die pad te stap nie. Maar deur hom kan ons die oorwinning hê. Want hy hang aan die kruis. Die offer is gebring. Ons hoef nie meer op enige ander plek te gaan soek vir reiniging nie. Ons hoef nie meer die offerdiens te bring nie. Ons hoef nie meer 'n hoëpriester te hê wat intree vir die volk nie. Ons hoef nêrens anders te gaan soek as by Jesus Christus nie. En die nagmaal van Sondag wat kom bevestig dit, geliefdes. Sy liggaam is vir ons gebreek. Sy bloed het vir ons gevloei tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Dis daar aan die kruis wat hy deur God verlaat is, sodat ons nie verlate hoef te word nie. En met sy laaste asem besyn hy dit uit. Dit is volbring. Die losprys is betaal. Jy hoef nie aan die kruis te sterf nie. Al wat jy moet doen, is glo. Volg vir Jesus. Neem jou kruis op, wees so Simon. Dis die eise van die verbond waarby ons so ruk terug gestaan het.
Christus kom en hy bevestig daardie verbond. En vir my om deel te hê aan die verbond, vir my om deel te hê aan die belofte van ewige lewe, moet ek glo. Ek moet hom volg. Dis wat die genadeverkondiging vanoggend gesê het. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Geliefde broeder en suster, dit is daarom hierdie goeie Vrydag ook die oproep vir ons. Glo in die Here Jesus Christus, dra jou kruis en volg hom. Want hy hang vir jou en my. Gaan lewe daarom in dankbaarheid, dat hy aan die kruis vir ons gesterf het, tot 'n volkomme versoening van al ons sondes, sodat ons die ewige lewe kan hê. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U aan die kruis gehang het. Dankie dat ons nie hoef nie. Dankie dat U ons so lief gehad het, dat U vir ons die offer is, sodat ons deur U genade die ewige lewe kan kry. Here, dankie dat ons U mag aanroep in hierdie oggend as ons Vader. Dat ons mag gaan leef as verlostes, omdat hy die grootste offer betaal het daar op Golgotha. Here, gaan met ons ook in hierdie naweek, wanneer ons terugdink daaraan. Here, laat ons in daardie herinnering ook voorberei om Sondag by die nagmaalstafel aan te sit, die sakrament wat toon, Here, oor hoe U die offer is wat vir ons gebring is. Here, en gee dat wanneer ons aansit, ons opreg sal besef, daar's niks anders as U. Geen weg anders as U nie. Laat ons daarom ons kruis opneem en U volg. Ook met die wete dat U aan hom hang. Here, ek bid, gaan met ons elkeen, waar ons hiervandaan ook weggaan. Gaan met ons geliefdes wat op die paaie is, wat weggebreek het vir 'n lang naweek, maar laat hulle besef waaroor die naweek gaan. Met 'n diepe besef dat dit gaan nie oor mense nie, dit gaan oor die verlosser wat gekom het. Laat ons daarin vashou, elke dag van ons lewens. Here, ons bid hierdie dinge in afhanklikheid van U, in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang gaan ons saam sing gesang 188. Is dit my koning, kyk daar aanskou die mens. Gesang 188, en ons gaan saam sing vers 1, 2 en 3. Gesang 188 vers 1, 2 en 3, waarna u kan staande bly vir die seën. Kom ons staan en sing ons saam gesang 188 vers 1, 2 en 3.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir die opneem van die offergawes. Geliefdes, terwyl die diakens opneem, daar is nie afkondigings nie, maar ons wil elkeen nooi om asseblief saam met ons 'n koppie koffie te kom drink, en lekker saam te kuier, en dan hoop ek het 'n geseënde Paasfees. Onthou, ons het Sondagoggend 8uur nagmaal hier by ons. Onthou die voorbereiding wat nodig is ook, wanneer ons by die tafel van die Here kom aansit, en kom drink asseblief saam 'n koppie koffie, maar ek hoop het 'n geseënde Paasfees, en dat u ook die Here se genade in hierdie tyd sal beleef. Ek gaan vir ons die musiek aansit.